Here, dankie dat ons U naam kan grootmaak, U kan loof en prys. Here, dankie dat ons stemme kan gebruik om net vir U te kan sing. Maar Here, soos wat ons nou met die woord gaan besig wees, en soos wat ons al reeds gehoor het met die kinders, U is ons koning, ons Here. Vra dat U ons net nog meer sal verduidelik wie U is en hoe kosbaar U regtig vir ons is. Dankie vir dit, Here Jesus. Ek bid dit in U naam alleen. Amen. Soos as julle nou 'n bietjie gehoor het, ons gaan 'n bietjie gesels rondom Jesus en hoe die geloofsbelijdenis hom dan spesifiek ook beskryf. En daarom, die eerste 2 aanhalings wat ek vir ons gaan lees, die geloofsbelijdenis van Nicea, noem Jesus as God uit God, lig uit lig, waardige God, verwek, nie gemaak nie, een in wese met die Vader. Dis ook een van ons geloofsbelijdenis as ons in die NG Kerk nou ook bely. En Augustinus, een van die kerkvaders, hy het op 'n stadium gepreek vir 'n Kersfeesdiens en toe sê hy die volgende: hy lê in 'n krib en tog rus die wêreld in sy hande. As baba was hy sprakeloos en tog was hy self die woord, wat die hemel nie kon vashou nie, lê rustig in die skoot van 'n enkele vrou. Sy dra hom wat haar oor die heelal dra op haar heupe. Is dit mooi gesê? Hierdie een wat alles vashou lê in haar skoot, maar tog is hy so kosbaar. En dis hoekom ons eintlik 'n bietjie die vraag moet vra oor wie dink ons is Jesus werklik vir ons? Om bietjie te gaan sit en indelf, wie is Jesus vir my werklik? Hoe sien ek hom raak? En dis hoekom ons nodig het om bietjie te praat oor wat die geloofsbelijdenis ook alles van Jesus sê, wat hulle alles beskryf. Nou ek het ons gaan opsoek in die Bybel of daar 'n teksvers is wat regtig die hele geloofsbelijdenis eintlik opsaamvat, dalk net in ander woorde. En soms hoef ons nie een wat regtig alles saamvat nie, maar daar's 'n teksgedeelte of 'n boek in die Bybel wat die hele geloofsbelijdenis beskryf. Die Hebreërsbrief is regtig een van daai briewe wat alles van Jesus en die geloof en dit wie hy is eintlik verduidelik. So daarom gaan ons 'n bietjie saam lees, sommer die eerste 4 verse van die hoofstuk of van die boek. Hebreërs 1, vers 1 tot en met 4, en sê ons van lees 2020 vertaling uit. In die ou tyd het God baie keer en op baie maniere met ons voorvaders gepraat deur die profete, maar in hierdie eindtyd het hy ons gepraat deur sy seun. Hom het hy aangestel as erfgenaam van alle dinge, en deur hom het hy ook die wêreld geskep. Hy is die uitstraling van God se heerlikheid en die ewebeeld van sy wese. Hy hou alles in stand deur sy magtige woord, en nadat hy die reiniging van die sonde bewerk het hy gaan sit aan die regterkant van die majesteit in die hoogtes. Hy is hoog bo die engele verhef, net soos wat hy 'n naam geërf het, wat uitnemender is as hulle sin. Ons lees net tot daar. En dit is nogals interessant om mooi te gaan sit en luister hoe daai eintlik 'n samevatting is van ons geloofsbelijdenis, of ons geloofsbelijdenis 'n samevatting wat daar regtig in staan. Maar kom ons begin by waar het Jesus as mens op aarde bekend geword? Hoe het hy bekend geword? Nou ons ken die Kersverhaal eintlik van hoe Jesus gebore is in 'n stal, hoe sterrekykers en die skaapwagters na hom toe gekom het en geskenke vir hom gebring het en eer aan hom gegee het. Daar waar 'n ster geskyn het en gesê het, maar dit is die plek waar die nuwe koning gebore word. En tog ook Herodes wat omgekrap was oor hierdie nuwe koning wat gebore word, en hy wil net met alle mag eintlik hierdie babatjie
om die lewe bring. Maar tog, dis nie die hele storie van die Kersverhaal nie. As ons 'n bietjie tree terug moet gee, Maria, Jesus se moeder, 'n jong tienermeisie, wat nog nooit saam met 'n man was nie, sy was ongetroud, sy is wel verloof aan Josef. Maar sy kry hier so 'n engel wat haar kom besoek en vir haar die boodskap kom bring van God die Vader stuur die grootste geskenk wat hy kan aan die wêreld deur jou as vrou. Eers was sy half geskrik geweest van, hierdie groot geskenk wat met my gebeur, hierdie ding wat onmenslik is, ek gaan 'n kind hê. Maar tog sê sy dan nou ook in Lukas 1 vers 38 dat wat ook al die Here bestem het vir my om met my te gebeur, dat dit gebeur. Sy maak haarself oop dat God die werke deur haar doen wat hy beplan het om te doen. So sy is oop en bereid om dit te doen en sy gee haar lewe so ook vir die Here om te sê dat gebeur wat moet gebeur. Nou Josef, haar verloofde, hy was al van, ek gaan nie met haar trou nie, ek gaan nie enigiets nie, want sy het rondgegaan en gewat ook al, ek gaan nie pa staan vir iemand wat nie my kind is nie. Totdat 'n engel aan hom verskyn het en gesê het, maar jy saam met haar trou, want dit wat in haar verwek is nie menslik nie. Hierdie babatjie kom deur die Heilige Gees na haar toe, is vir haar so gegee. En in Matteus 1 vers 20, dan sê dit spesifiek dat dit wat in Maria verwek is, kom van die Heilige Gees af. En Josef het, nadat hy hierdie woorde gehoor het van die engel, het hy gesê, maar okay, wat ook al gebeur, moet die mense nou maar doen en sê, en wat ook al, ek gaan met Maria trou, want dit is 'n opdrag wat God vir my gegee het. Ek is wetsgehoorsaam en wetsgetrou, so ek gaan dit doen. Ek kan nie ongehoorsaam wees teenoor God nie. En dis hoe Jesus se ouers nou so bymekaar gekom het en hierdie belofte van God groot gemaak het, van babatjie tyds af tot 'n groot man toe. Maar Jesus self verwek deur die Heilige Gees, soos wat ons bely en ook soos wat ons woord vir ons sê, kom van die Heilige Gees af. Hy is die seun van die lewendige God wat gebore is hierso in ons midde. Johannes, as ons kyk in Johannes 1, verklaar ook dat Jesus die lam van God is. Hy is die een wat die sonde van die wêreld gaan wegneem. En ook Johannes wat Jesus gedoop het, met Jesus se doop het daar 'n engel of 'n duif uit die hemel uitgekom met die stem van God wat sê, maar jy is my geliefde kind. So eintlik van die begin af wys dit die heeltyd dat Jesus nie net 'n normale babatjie is wat gebore is nie. Jesus is nie net 'n normale kind wat op aarde gesit is vir 2 ouers nie. Hy is die Messias. Hy is die een wat beloof is van die begin van tyd af om te sê hy sal kom en hy sal die wêreld kom verlos. Maar tog in die Ou Testament praat hulle van in die Hebreëse woord van Jahweh. En dit is 'n naam vir Jesus of vir God wat ons baie keer nie altyd regtig lekker verstaan nie, maar as ons 'n beskrywing kan gee vir hom, ook sal dit ook sê Skepper God. En as ons dit nou moet vat weer terug na die Nuwe Testament toe, wat hulle dan daaroor praat van Kyrios, wat dan is Here oor alles, dan sien ons dat daai twee eintlik connect met mekaar. Skepper God en Here oor alles. Dis dieselfde God. So eintlik is dit dan nou, kan ons dit deurtrek en sê, maar Jesus is God van die Ou Testament. Jesus is God wat geskep het. Jesus is God wat daar was en wat alles gemaak het. So van die begin af was hy waardig, van die begin af was hy ons koning. Van die begin af was hy ons Here, die een met gesag. Maar baie keer sien ons hom nie so nie. Baie keer beleef ons hom nie as die een wat van die begin af daar was nie. Ons kyk net vas in een spesifieke ding wat ons hom in beleef. Maar tog Jesus is in ons middelpunt. Middelpunt van ons geloof, middelpunt van dit wat ons bely, middelpunt van die Bybel en die boodskap wat vir ons gebring word. Maar baie keer mis ons regtig die punt. Maar Jesus se lyding wat hy beleef het hier op aarde. Ons dink baie keer ons lyding is erg, maar Jesus se lyding was
brutale lyding gewees. As ons net moet dink aan dit waar hy gegaan het met die kruisdood. Hy het onder hierdie man gelei, Pontius Pilatus, 'n Romeinse leier wat niks van die Jode gehou het nie. En Jesus het net gesê, dat gebeur wat moet gebeur. Maar tog in Jesaja 53 vers 4 tot 5 word dan ook bevestig dit wat met Jesus gaan gebeur. Dit sê daarso, nogtans, ons siektes het hy dit gedra, en ons smart, hy het dit op hom geneem. Maar ons het hom beskou as iemand wat gekastei word, geslaan deur God en verneder. Hy is egter deurboor oor ons oortredings, verbrysel oor ons sondeskuld. Die straf wat ons vrede bewerk, was op hom, en deur sy wonde is daar vir ons genesing. So dis al bevestig in die Ou Testament, presies dit wat met Jesus gaan gebeur. Die kruisdood wat hy gaan beleef, die seer wat hy gaan moet deurgaan, sodat ons vrede kan beleef. Dat ons vry kan wees van die sonde en die goed wat ons vashou. Maar tog, Jesus het nie net daar gebly op die kruis en in 'n graf gaan lê nie. Jesus het ter helle neergedaal, soos wat ons ook bely. En ek wonder of ons ooit gedink het oor wat beteken dit, dat Jesus ter helle neergedaal het. Hoe het hierdie dan nou plaasgevind? Ons kan sê, ja, Jesus het die pyn en lyding so beleef, en dit was hom so hel gewees, want hy het uitgeroep, maar my Vader, waarom het U my verlaat? So ons dink baie keer dis 'n verlatenheid, hel wat hy beleef, 'n gedeelte van ek is verwerp deur die Vader. En ja, dit is so. Maar tog daar's baie meer aan Jesus wat ter helle neergedaal het. Ons kan eintlik sê dat Jesus fisies hel toe was en daar in 'n oorlogstryd was met die bose magte. Hy het die oorwinning oor die bose gaan haal, sodat ons nie nodig het om onder te gaan, in die hel in te gaan en daar te moet wees nie. Jesus het vir ons daardie oorwinning gebring. Ek meen, as ons dit net met saamvat, Jesus is af van die hemel af aarde toe. Op die aarde het hy geleef, hy is gekruisig, hy is af hel toe, en van die hel af waar hy die oorwinning behaal het, kom hy weer op en hy word lewendig. Hy gee die oorwinning vir ons elkeen, en dan gaan hy op hemel toe. So die hele sirkel wat deurkom, net om vir ons te wys dat hy ons Here is, dat hy ons koning is. En in die hemel is dit nie dat Jesus net daar gestaan het en niks gedoen het nie. Jesus het 'n spesifieke plek ingeneem. En ons bely dit, en in ons teksgedeelte sê dit, Jesus het aan die regterhand van die Vader gaan sit. Die regterhand saam op die troon, saam met God. Hy regeer saam met hom, soos wat ons ook hierso sit vandag. Hierdie ereplek is aan hom beloof van die begin van tyd af. Maar omdat hy deur hierdie proses gegaan het en die lewe gegaan het wat hy gehad het, het hy die plek ingeneem en hy het vir ons elkeen ook 'n plek wat hy besig is om reg te maak. So hierdie Messias waarna ons kyk, hierdie koning en hierdie Here, dink aan elkeen van ons, soos wat hy daar op die troon sit, langs God die Vader. Hy berei vir ons elkeen se plek voor. En daarom moet ons eintlik sê, maar geloof moet vir ons belangrik wees. Hierdie verhouding met die Here moet vir ons belangrik wees, want Jesus het sy alles vir ons gegee. So daarom kan ons ook ons alles vir hom gee. Ons kan ons alles teruggee aan hom, want die plek wat hy vir ons het, wil hy eintlik van sê, maar jy is my geliefde kind, kom wees saam met my. Kom sit hier langs my by die feesmaal. Dis wat Jesus vir ons kom doen het, en eintlik ook om wys Jesus self vir ons, maar ervaar die nuwe geloof. Kom ervaar groei wat ek vir jou wil kom gee, my kind. Kom leer hoe om in 'n ontmoeting en om in 'n verhouding met die Vader te staan. Dit is wat Jesus vir ons kom wys. En dit is wat so mooi is van hierdie hele verhaal van wie Jesus dan nou werklik vir ons is. Maar tog,
Baie keer mis ons Jesus as koning. Ons mis hom as koning wat op die troon sit aan die regterhand van God. Ons dink baie keer, ja, hierdie geloofsding is maar net 'n tydelike ding, of net 'n deeltydse ding wat ons doen. Maar eintlik omdat Jesus alles vir ons gegee het en deur al hierdie goed gegaan het, wys dit vir ons kan nie net ligtelik hierdie geloof vat nie. Ons kan nie net ligtelik gaan en deur die lewe gaan nie, want anders sal ons ook daardie hel beleef wat Jesus beleef het. En ons kan dit nie doen nie. Jesus het sy lewe gegee sodat ons nie nodig het om so toe te kan gaan nie. So dalk het ons nodig om bietjie te kyk, maar wat beteken Jesus vir my en jou persoonlik, dat hy koning is, dat hy regeer, dat hy die een is wat vir ons die oorwinning kom bring het. Wat sê dit regtig vir ons elkeen? So daarom het ons nodig om te bely dat hy neergedaal het, maar dat hy opgestaan het, dat hy die oordeel ook bring oor ons elkeen. Die oordeel om vir ons te sê, maar ja, ons is reg of ons is verkeerd. Die oordeel om te sê, maar my kind, kom in en kom lewe saam met my. Kom lewe hier in my troonkamer. In Matteus 25 vers 31 tot 33 sê vir ons ook, wanneer die Seun van die mens in sy heerlikheid kom en al die engele saam met hom, sal hy op die glansryke troon gaan sit. Al die nasies sal voor hom byeengebring word. En hy sal hulle van mekaar skei, soos 'n herder die skape en bokke skei. Die skape sal hy aan die regterhand laat staan en die bokke aan die linkerkant. So eintlik is God hier besig om te sê, maar ek gaan julle skei. Die wat gelowig is, die wat ek ken, gaan daar wees saam met my, gaan die skape wees, gaan saam met my wy. En die ander gaan ek oordeel oortrek en sê, maar ek ken jou nie, gaan weg van my af. Ons wil nie daai gedeelte wees nie, ons wil nie weggewys word nie. Ons wil saam met Jesus wees. Ons wil sy skape wees, ons wil saam in die troonkamer van God gaan sit. Daarom kan ons eintlik, soos wat die Hebreërsbrief bely, ook wie Jesus as koning is, kan ons ook bely. Elke liewe dag deur om eer en lof van hom te bring. Elke liewe dag onsself dalk af te vra, maar wie is Jesus vir my? Wie is Jesus wat ek nou nodig het in my lewe? Wat iemand 'n rukkie terug vir my spesifiek hierdie vraag gevra, maar wie is Jesus vir jou? En ek sê vir hom, maar eintlik is Jesus die ene wat ek op daardie oomblik nodig het. As ek nodig het om vertroos te word, is hy my vertrooster. As ek nodig het dat hy my versorger is hy my versorger. As ek 'n vader nodig het, is hy my vader. So wat is dit wat julle spesifiek vandag van Jesus nodig het? Want hy is dit vir ons. En meer is dit, hy is ons Here en ons koning. Hy is die middelpunt van ons geloof en dit wat ons bely. Hy is een wat ons elke dag moet gaan soek en eintlik met sekerheid kan sê dat hy is ons Here. So kom ons gaan uit hierdie week en ons gaan soek bietjie, maar wie is hy vir ons? Kom ons gaan dink bietjie daaroor na. En ons gaan leer om te bely dat hy ons Here en ons koning is. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat ons vanoggend kan saam bely, U is ons Here. U is ons koning, U is ons verlosser. U is ons vriend. U is spesifiek wat ons nodig het. Meer is dit, U is die oorwinnaar oor die dood en die hel, en U het vir ons die oorwinning en die lewe kom gee. Dankie Here dat ons nie lewe alleen hoef te doen of te sukkel in die lewe nie, want U help ons om elke dag op te staan. Daarom sê ons vir U dankie vir dit. Dankie vir die voorregte en dankie dat U ons koning is. Help ons ook om dit elke dag uit te leef en te bely in hoe ons lewe en hoe ons ander mense hanteer. Dankie Here dat U ons nooit alleen los nie, maar dat U ons versterk.
en dat U ons dra. Ek bid dit alles in die magtige naam van Jesus Christus. Amen. Kom ons dank die Here ook so met ons offergawes.